Donderdag is die fees van die ongesuurde brode, wanneer die paaslammers gereed gemaak word en met sonsaktyd in Joodse kalender, as die 15de Nisan aanbreek, paasmaaltyddag, dan word die paasmaaltyd geëet. Jesus en sy disippels hou vir oulaas die paasmaaltyd, maar Jesus doen iets skokkend. Hy vee die paasmaaltyd van die tafel af, hy gradeer dit nie op nie, hy vervang dit met die ete van die Here. In Lukas 22 se taal breek die Nuwe Testament aan, wanneer Jesus die tipiese kos wat eie is aan die paasmaaltyd, die wyn en die brood, nie meer verbind met die uittog uit Egipte nie, maar met sy nuwe uittog aan die kruis. Wanneer hy die brood neem en dit breek, sê hy, dit is my liggaam, dit gaan vir julle gebreek word. Eet, dink, glo dat iets nuuts aan die gebeur is. En wanneer Jesus volgens Markus 14 vers 24 aan die einde van die ete die beker neem, en daar was 'n paar bekers wat die Israeliete gebruik het om hulle te herinner aan die uittog van Egipte, dan sê Jesus, drink hieruit en dink en glo, dis my liggaam wat vir julle nie net gebreek word nie, maar my bloed wat vir julle gestort word. So Jesus bring 'n nuwe ete, die ete van die Here. Die Nuwe Testament gebeur hier, die belangrikste enkele simbool van die Christendom en ritueel van die Christendom en fees van die Christendom, is om saam met Jesus te eet. Hy nooi ons om te eet en te leef. Sy liggaam en sy bloed word dit wat hierdie ete konstitueer, wat vir ons sê, totdat Jesus weer kom, eet ons saam met hom. Wat 'n dag, terwyl Jesus op pad is na die kruis. En mag jy en ek ook saam met Jesus fees vier, terwyl ons weet wat hy vir ons kom doen het. En môre reis ons op Goeie Vrydag verder.